Goeiedag en baie welkom weer vandag by jou Lewelig dagstukkies, dag 273. Johannes 13 vers 35. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Moenie probeer om mense te verander nie. Hê hulle net lief, en dan sal hy, wat die liefde is, hulle verander. Net hier om lief te hê. Toe ek jonger was, het ek met 'n passie probeer om mense van my waarheid te oortuig. Ek wou ander laat insien wat ek sien, laat glo wat ek glo, of om net eenvoudig by te kom in die lewe. Ek het dit alles goed bedoel, maar elke keer as ek weggeloop het ek soos 'n drukkoker sonder 'n deksel gevoel, afgeblaas, gefrustreerd en dikwels teleurgestel. Dit het so aangegaan totdat ek eendag begin besef het. Dis nie my werk om ander te probeer oortuig of te verander nie. Met redenasie, slim argumente, selfs dreigemente, soms met wat sal gebeur as. Ek het begin besef dat ek God se werk vir hom wou doen. Dat ek nie hier op aarde is en geroep is om mense te bekeer nie. Dit is eksklusief die werk van die Heilige Gees. Net hy kan harte oortuig. Net hy kan oë oopmaak. En weet jy wat? Dis vreeslik bevrydend om dit te begin verstaan en te erken. Ons roeping is eenvoudig. Wees net hier om lief te hê. Nie om mense te fiks nie, nie om hulle reg te ruk nie, nie om hulle eers te laat verstaan en dan eers lief te hê nie. Net lief hê, onvoorwaardelik, opreg en onophoudelik. Dink aan 'n hothouse, so 'n plek waar jong plantjies veilig kan groei. Dis warm, beskut teen koue wind en daar's genoeg lig en vog. Die omstandighede is ideaal vir groei. Maar niemand staan daar en skreeu op die plantjies om vinniger te groei nie. So moet ons ook wees. 'n hothouse van God se liefde. 'n ruimte waarin die Gees vrylik kan werk. Waar mense kan asemhaal sonder veroordeling. Waar hulle foute kan maak en weer kan opstaan. Waar hulle pyn, vrae en twyfel veilig is. Dis daar waar God sy wonderwerke doen. Jesus het nie mense verander deur hulle eers op die vingers te tik of om hulle te oortuig hoe verkeerd hulle is nie. Hy het hulle net lief gehad, hulle onvoorwaardelik aanvaar. Hy het hulle ontmoet op die plek waar hulle was en daardie liefde het hulle hele lewe vir altyd verander. Nie een het as dieselfde mens weggegaan nie. Ons hoef nie al die antwoorde te hê nie. Ons hoef nie Bybelverse rond te gooi soos handgranate in 'n oorlog nie. Ons hoef nie iemand se morele GPS reg te stel. Ons moet net 'n Jesus met 'n vel om wees en ander lief hê met ons woorde, met ons dade en in ons stille daar wees vir hulle. Want jy sien, liefde is die taal wat selfs die hardste hart nie kan weerstaan nie. Dis die een taal wat nie vertaal hoef te word nie. En wanneer iemand begin voel hoe hulle stadig ontdooi in die warmte van God se liefde en genade, begin daar dan iets gebeur. Die Gees begin beweeg. En dit, my vriend, is heilige grond. So, kom ons hê net lief en laat dan die Gees toe om alles nuut te maak. Elke uitdaging in verhoudings bied die geleentheid om te groei in liefde. Iets om oor na te dink? Hoekom dink jy wil ons so graag mense probeer oortuig van ons standpunte? Wat kan ons doen om ook 'n hothouse vir die mense rondom ons te wees? Hoe gaan jy vandag begin om mense met Jesus se liefde te bedien? Here, dankie dat U my nie geroep het om mense te verander nie, maar net om hulle lief te hê.
Help my om U liefde uit te leef, sonder voorwaardes, sonder agendas. Skep in my U onvoorwaardelike liefdeshitte, sodat ander U ook deur my kan ervaar. Amen. Kom ek en jy gaan hê lief, soos wat Jesus vir jou en my lief gehad het, en nog steeds het. En dan vertrou ons die Gees, om te doen wat ons nie kan nie. 'n wonderlike dag, en mag die Here jou ryklik seën. Liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n lewendig dagstukkie per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer per WhatsApp asseblief te stuur na die nommer wat hier aangedui is vir jou. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskaps Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskaps YouTube kanaal te besoek. Shalom.